Dankie dat u almal gekom het ook vir hierdie oomblik om afskeid te neem of tot wederziens te sê vir Lena. Dankie vir die moeite, vir julle wat ver gekom het en ons bid ook dat die Here vir elkeen van julle sal vertroos. Ja, dit was 3 maande terug, ons 4 maande terug. Toe om albei ons het hier was met om albei of die dieselfde situasie was. En dan is dit sulke tye wat mense net besef hoe diep nodig het ons hier. Ons saam met ons die pad te stap. Kom ons kyk net na 'n skyfie vertoning of 'n videoetjie van die lewe van Lena. Die wat wag op die reden van die Here, vind rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam.
my God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U goede naam. Die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God, ek vertrou U goede naam. Die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. Hier is boekmerkies. Ons sal dit uitdeel na die tyd. Op die boekmerkie is daar so ietsie pragtig geskryf, Stefan Joubert se Nuwe Testament. Hy sê, wie kan begryp hoe eindeloos groot God is? Het hy besit al wysheid? Het hy verstaan alles? Wie het enige idee van die omvang van God se besluite? Wie het enige begrip van sy planne en sy paaie? Dit is veels te groot vir enige iemand om dit te verstaan of te deurdink. So Romeine 11 vers 33. Is dit nie pragtig nie? Kom ons sing saam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al U werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, verklein, vergroot vir alles. En U sorg dag na dag vir my, U kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. U maak ons deel van al U grootse werk.
is U, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, die grote Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat U kinders nooit alleen los nie. Dankie vir Christus wat gesterf het en dit moontlik gemaak het dat ons met U kan versoen word. En dat Jesus Christus ook 'n plekkie voorberei het vir elkeen wat in U glo. Dankie vir Lena, 'n ouma, 'n ma, 'n vriendin, wat 'n verskil in soveel mense se lewens gemaak het. Soveel liefde kon gee, maar ook so afhanklik was van liefde. Dankie daarvoor, Here. En ons eer U daarvoor. En ons bid, Here, dat U ook elkeen sal vertroos tot eer van U. Amen. Psalm 23 kan mens uit verskillende hoeke lees. Maar ek wil aansluit by Lena se kinderlike geloof. Daai geloof om te sê, ek hou vas. Ek het iemand groter in my lewe nodig. En dit kan mens baie duidelik ook gesien het in haar verhouding met oupa Albei. En dan hoor mens waar kon sy miskien nie eers gegaan het nie. Ons sal nie altyd antwoorde kry nie. Want sy was so afhanklik van Albei se erkenning en sy liefde. En ons kan baie tegnies raak en ingaan in die verlede en daai goed. Maar sy was net iemand wat onder beskerming altyd moes geleef het. En een van die gunsteling gedeeltes was Psalm 23. En sy het so met 'n kinderlike afhanklikheid na Psalm 23 gekyk. Ek wens baie keer ons kon in sulke tye vandag dit daai vir Tannie Lena hier gehad het of ouma Lena gehad het gesê, ouma vertel vir my Psalm 23. Maar daarom wil ek gaan kyk at Psalm 23 en net die teologie eenvoudig van die Psalm nooi ons uit om eenvoudig net op God te vertrou, op hom te vertrou. Van daarof gaan ons kyk, ek gaan nog nie lees nie, ek gaan almekaar die versies of gedeeltes ook op die bord sit. As ons mooi kyk, en ek gaan dit verhaal doen, dan besef 'n mens, ergens in hierdie lewe is daar baie groter mag en God. Wanneer 'n mens kinderafhanklik is, dan besef 'n mens kan nie in hierdie lewe sonder God leef nie. Dit is waar alles begin. God wat ons mense gemaak het, om in afhanklikheid van hom te wees en te antwoord op wat God vir ons gee deur te sê, U is my herder, U is my leier, U is my verlosser, U lei my. Nie, ek is sterk genoeg, ek het al die mag nie, ek is slim genoeg in hierdie lewe nie, ek kan alles doen. Maar die besef dat in hierdie lewe alles om God draai, en God se grootheid, en God se liefde, en God se versorging. Die besef dat ons kan planne maak, maar God se planne is soveel beter. En as ons 'n bietjie mooi gaan kyk, dan sal ons so sien dat
Tannie Lena letterlik in hom Alwyn se beskerming en sy liefde gebleef het. Dit was God se plan gewees. Of verstaan ons dit nie? En dan beteken dit, as ons sê die Here is my herder, dan volg ons hom. En hy stap voor en ons volg hom as skape. Nie waar ek beplan om te gaan, die Here, maar hoe U my pad lei, daar sal ek staan. Hoe U dit vir my gee, hoe U dit vir my uitlê. En deel van daai herderskap is dat die Here vir oom Alwyn en tannie Lena 3 besondere kinders gegee het. En kleinkinders gegee het, en skoonkinders. En dit is wat wonderlik is daar rondom. Dit is om te sê, maar Here, ek vertrou U met my hele hart. Want U is die herder wat voor staan. En dit is natuurlik wat kinders ook doen. Ons kan praat van kinderlike geloof, ons praat daarvan het julle nie, of julle kinders of kleinkinders nie, sommer uit 'n boom uitgespring en gesê, vang my nie. Net daai wete, dat God daar is, en 'n herder beskerm sy skape met sy lewe, 'n goeie herder. En Christus het sy lewe afgelê vir sy skape. En daarom kan ons weet dat niks ons sal ontbreek nie. Niks sal van ons gesteel word, of weggevat word nie, want hierdie herder, God as ons herder, lei ons altyd op 'n pad. Hy voorsien. En hierdie voorsiening beteken nie, niks sal my ontbreek in die sin van, dat ek altyd alles sal hê in hierdie lewe waar ek droom nie. Maar dit wat ek nodig het om 'n suksesvolle lewe te leef, en 'n gelukkige lewe, dit sal die Here voorsien. En natuurlik kan die Here ook luukse goed vir ons voorsien. En een van die luukse dinge wat die Here voorsien is die liefde wat daar is. Ou lewe kon nie, miskien nie genoeg liefde kry nie, maar die luukse om te weet dat daar iemand lief is vir jou en iemand wat vir jou sorg en dit vir daai beskerming gee. Maar die ander ding is ook daai weet van die liefde van die Here, die liefde van my herder, dat hy sal, omdat hy lief is vir my, sal hy deur moeilike tye ook vir ons uitbring by plekke waar daar rus is. Hy sal ons neerlê in weivelde, waar groen weivelde waar daar rus is. Ja, dit beteken, en as ons mooi kyk na die Here, dan vertel hy ook vir daarvan dat die Here nie die manna en die rus gegee het, die hele pakkie vir Israel in die woestyn, al die manna gegee het op een dag. Hy het net voorsien dag vir dag, vir dag, vir dag. En so weet die Here ook wanneer ons baie keer ontstel, bekommerd is, 'n moeilike dag gehad het. Want dink net vir een oomblik, as jy 'n skaap is en afhanklik is van die herder, en jy kom na 'n moeilike dag by die huis, kilometers gestap om kos te kry, kilometers gestap om water te kry. Daar was 'n wolf, 'n leeu of 'n beer wat aangeval het. En jy kom uiteindelik in hierdie chaos op 'n plek dat jy net kan sê, vanaand kan ek rustig gaan lê. En ek weet my herder sal sy hand oor my hou. Hy sal my beskerm. Al verstaan ons nie altyd nie. Of verstaan ons nie altyd waar daartoe ons lei nie. Maar sal wanneer ons rus, beloof Psalm 127, ek sal dit vir jou gee, terwyl jy slaap. As my beminde slaap, gee hy dit aan die wat aan beminde. Die wonderlike van 'n kinderlike geloof is, en Jesus het gesê, geseënd is die kindertjies,
in Matteus, en hy sê, so moet julle ook glo. In Matteus 18, is juis daai ding van volle vertroue in iemand wat groter mag en gesag het as jy. Maar jy kan nie iemand vertrou wat nie lief is vir jou nie, en God is lief vir jou. Ja, ons sit baie keer en wonder oor miskien 'n Christen of iemand wat baie keer verkeerd teenoor ons optree, maar dis nie die Here nie. Ons kan nie die Here blameer daarvoor nie, maar die Here is altyd daar vir sy kinders. Hy sal ons altyd lei. Hy lei ons, en daai kinderlike geloof en afhanklikheid is, hoeveel keer het jy in jou pa ma se kar geklim en gesê, pa ma sê, kom ons ry. Pa, ek wil eers weet waartoe, hoekom? Nee, jy vertrou jou ma en jou pa. Als vat hulle die dokter toe vir inspuiting. Dan vertrou jy hulle nog, want jy weet, ma kyk na ons. En so moet ons ook weet, die Here lei ons op paaie van geregtigheid. Op die regte paaie tot eer van sy naam. En ek wil jou uitnooi, om ook 'n bietjie terug te gaan in jou lewe en besef maar, vra net hoekom het sekere dinge gebeur en hoekom het sekere dinge so mooi uitgewerk in ons lewe. Ons weet nie altyd waartoe en hoe en wat die gevolge gaan wees nie. Maar ergens sit die Here ons herder, wat ons lei en wat ons kan vertrou. Ook op die regte paaie tot eer van sy naam. Natuurlik is mense baie keer stikkend en seer. Natuurlik is die lewe te veel baie keer vir ons. Natuurlik sit ons geweldig baie keer in bekommer. Natuurlik. Maar dan die versekering dat die Here sê, ek is by jou. Dat God sê, ek los jou nooit. Ek gee vir jou nuwe krag. Ek verkoop jou siel. Ek help jou om weer te herstel. Daar waar die lewe vir jou broodkode gegee het. Daar waar jy mens eensaam is en baie keer verlate voel. En baie keer, dit is nie lekker om, dit is eintlik sleg om 'n ma en pa in 4 maande te verloor. Maar weet net, die Here sal saam met julle 'n pad stap. En julle ook wat oor see is, en almal wat luister, die Here sal saam met jou 'n pad stap. Hy sal jou siel weer verkoop, vir jou nuwe krag gee, jou vertroos. Dis nie lekker om 'n ouma te verloor. Maar weet net, hy verkoop ons siel. En een van die wonderlikste maniere hoe die Here ons siel verkondig, is die mooi herinnerings wat ons het. Daai liefde, daai omgee, en dit hoef nie noodwendig te wees van, soos ons baie keer verwag omgee moet wees nie. En ek wil miskien 'n verhaaltjie vertel. Iemand het onlangs vir my gesê, sy het gesien, is 'n dogter, het gesien hoe 'n vriendin van haar, toe sy op skool was, op haar pa se skoot geklim het, en haar pa so vasgehou het. En sy het gegaan na die huis toe, en sonder dat haar pa weet en dit verwag, op haar pa se skoot gespring. En die pa het gesê, wat maak jy nou? Totaal onverwags. Die pa het nie die wysheid gehad om vasgehou nie. Hy het dan net vir die stoot afgestoot. Maar dit was 'n pa wat deur dade sy liefde gewys het op 'n ander manier en versorg het. En baie keer moet ons ook weet dat die Here sal vir ons sê, maar hy gee ons later die insig dat baie keer wanneer dinge nie altyd werk soos ons wil nie, gee vir ons later as ons ouer is baie keer insig in hierdie wonderlike van genesing en verkoeking van ons siel. Want ons verstaan dit,
Ons word ook paas en maas en oumas en daai tipe van ding. Maar ek weet nie hoekom ek die voorbeeld gebruik het nie, maar ek gebruik dit maar net. Ons moet weet, en kom ons wees eerlik, geen ouer is perfek nie. En definitief ook geen tiener nie. En 'n 2-jarige wat 'n Peter is, daarom moet ons mekaar lief hê. Kom ons sê dit so vir mekaar. Goed. En dan, die stok en die staf vertroos my, is die volgende ding. Ekskuus, ek is 'n bietjie haastig. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. Hier is by my. Weet jy hoe wonderlik is dit vir my en vir mense om net te weet. Al gaan jy in die donkerste tyd van jou lewe in. Al gaan jy met die grootste hartseer vorentoe. Al kom jy op 'n punt waar jy voel maar God antwoord my nie, waar is God? Is dit nog steeds net hier waar ons voel? Maar God is by ons. En een van die wonderlike dinge is, wanneer daar so donker tyd en 'n stilte partykeer 'n antwoord kom, dan sê die antwoord vir ons die meeste laat groei. Want dit is 'n antwoord wat hier diep verander en lewens verander. En ek wil 'n voorbeeld gebruik van, kyk Moses. Moses het Egipte daar doodgeslaan en toe hy was 40 jaar oud. Toe die Egipte daar doodgeslaan, toe was hy 40 jaar in die woestyn, skaap opgepas. En ons hoor in daai 40 jaar niks van die Here nie, maar die Here gebruik daai gedeelte om Moses voor te berei om die volk te lei deur die woestyn. En dan ontmoet God hom na 'n stilte in 'n donker tyd. En hy sê, ek is wie ek is. En daar verander Moses se lewe en die lewe van nie net Moses, die hele volk se lewe verander. Want die Here stuur hom uit. Nie na ons noodwendig eerste keuse nie, want hoe gaan ons 'n leier kies wat sukkel om te praat? 'n leier moet kan verkoop met die mond. En hy word die beste leier in die Ou Testament. Mens kan sê Dawid is die beste koning, in baie geval, hy lei die volk uit. En dit beteken ook vir my die wonderlikste is, en dit is wat ek ook met Tannie Lena gedeel het, en met albei, wanneer die donkerte kom, wanneer ons laagste asem uitblaas, is dit nie 'n tyd wat ons sê ons gaan verloor, ons gaan opgee en alles is verby in hierdie wêreld nie. Dis 'n tyd van oorgee. Here, hier is my lewe. Hier is my lewe in u hande. U kom haal my. U kom vat my na die hemel toe. En daarom, Jesus los ons nooit alleen nie, al voel ons dit baie keer. Die stok en die staf vertroos my, sê dood eenvoudig, die Here gebruik baie keer 'n stok om 'n bietjie dissipline te gee en te beskerm en baie keer 'n skaap wat weghardloop, die staf om die keel te haak en 'n bietjie terug te bring. En hy gebruik ook die stok en die staf om te verdedig teen wilde diere wat die skape wil vang en daai tipe van ding. Daarin kan ons ook sien, en dit is baie belangrik om dit te sien, hoe meer kinderlik afhanklik jy is, en hoe meer jy soos 'n kind glo, hoe meer sien jy die goedheid van die Here raak. 'n Kind sien baie keer die goedheid van 'n ouma en 'n oupa raak, in elke stukkie koek wat hy kry, daai lekkertjies wat daar staan, daai drukkie, daai glimlag, en die traan as jy weggaan. Maar so ook die Here vertroos ons, maak ons rustig teen gevaar en daai tipe van ding. En dan ontvang die Here almal met die Here gas.
as 'n eregas aan die tafel. Ek dek 'n tafel voor my teestanders staan daar. Dit gaan nie oor die teestanders nie, dit gaan oor die Here ontvang ons met oop arms. En die Here gee vir ons alles wat ons nodig het om 'n feesmaal ook te hê. En enig van almal wat glo dat die Here my herder is en dat die Here verlosser is en glo in Jesus Christus, is daai tafel reeds gedek. Ons gaan na hom toe. Daar's geen twyfel nie. En my beker loop oor. Ja. Dis hoekom ek nie altyd verstaan het as ek my beker vol gegooi het en die tydsopbou dat my ma gesê het moenie mors nie. Want my beker het oorgeloop. Want ek het oorgenoeg gekry. Ek het te veel gekry dat ek op die tafel gemors, maar wat is dit? Ek het genoeg. Ek het maksimum gekry. En dit sal hy wil sê dat die Here se goedheid oral is. En partykeer kyk ons dit nie mis. Ons kyk dit partykeer mis omdat ons besluit het om net na die verkeerde dinge te kyk. En ek wil net 'n praktiese voorbeeld gebruik. As jy belangstel in 'n nuwe kar of 'n nuwe kar gekry het, hoeveel keer sien jy in daai tyd daai selfde model? 10 keer meer? 100 keer meer? Wat jou brein is daarop opgestel. So as jy op 'n kritiese negatiewe manier ingestel het, en dit is ook 'n kerndeel van die rouproses. Veral iemand wat deur lyding gegaan het en iemand gesien het wat so stadig agteruit gaan. Ons praat van Alzheimer's of daai. Dan onthou mens baie keer die beeld hier teen die einde. Maar jy het 'n keuse om jou beeld terug te draai na die goeie beeld. Want iemand se persoonlikheid verander totaal as hy al in demensie is. En dan kan jy kies om die mooi te gaan vat en daarop te fokus en dankie vir die Here te sê. En dit is deel van dat my week oorloop en dankbaar is. En dan net goedheid en trou sal my volg al die dae van my lewe. En dit is net daai wete van die Here is getrou. Trou beteken wanneer daar verbintenis is tussen twee mense. Getrou sê ek bly verbind in daai twee vir altyd. En dis wat die Here sê. Ek is jou herder. Ek sal jou beskerm. Deur moeilike tye sal ek by jou wees. En ek sal jou lei en jy sal die goedheid van my en die liefde en die trou van my ervaar. Omdat jy agteraan my loop en my volg. Nie as voorwaarde nie, want God is liefde en hy wil daai liefde outomaties deel met ons. En dan, ek sal in die huis van die Here bly tot 'n lengte van dae. Daar's baie keer van dat ek die Here wil dien en teruggaan na die Here toe en die Here ontmoet. Of wat ek vandag se geleentheid wil sê, en dis die wonderlike. Iemand wat aan die einde van sy lewe kom en dit besef, sê altyd ek wil huis toe gaan. Ek wil na die Here toe gaan. En hierdie kan ons ook sien as 'n profesie waar Jesus gesê het, maar ek gaan en gemaak vir jou woning, dat jy by my kan bly vir altyd. En die kinderlike geloof is om te weet, dit is waar. Ag, het ek dit nie gesien nie. Dink net terug. Toe mamma en pappa vir jou gesê het, daar wag 'n groot Kersfeesgeskenk vir jou. Het jy gesien, ek glo dit nie. Jy het kinderlik jou ma en pa mal gemaak vir die volgende paar dae tot Kersfees. En dit is die versekering wat die Here het. Hierdie lewe sal sy goedheid en liefde ervaar en sy sorg. Maar vir almal wat glo in Jesus Christus en hom vertrou, wag daar 'n spesiale geskenk, die ewige lewe. Waar daar nie trane is nie,
ons tuis sal wees by die Here en net sy liefde en vrede ervaar. Waar alles wat sleg is en verkeerd is, instikkend is en twyfel is, nie meer sal bestaan. Wat 'n voorreg. Ek wil dit so afsluit en verskoon my, dit is op my hart. Ek gaan probeer Engels praat. Vir die mense wat op Engels het. Psalm 23 just show us how big, full of love, our shepherd is. And then with a childish faith, we can connect it and say, Jesus, God, you are my shepherd, and you will help us. We don't understand anything of everything in the world, but I know my shepherd will lead me. Lead me to rest and happiness and good. It's not that we as people can say, I'm strong enough and clever enough and I have everything and I can solve. No, it's just as we can say, my shepherd has all the potential to save us from every bad thing. He is strong enough that we can believe in him. That we can trust him, that he will provide anything that we will need and give us rest. And he already waits for us. And he makes sure that what we say, that we will say, I want to go home. I want to go to my Lord. There is already provision. Jesus did a place for us in heaven so that we can live in God's peace and love forever. Amen. Kom ons sing. Sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen, baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit, hy plant my voete op 'n ewige rots, baie diep haal hy my uit. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen, baie diep haal hy my uit.
Ontvang die seën van die Here. Die Here is ook jou herder, my herder, ons herder. Hy sal jou lei na waters waar rus is. Hy sal vir jou voorsien. Hy is altyd by jou. En eendag is ons almal saam met mekaar by hom, waar ons vrede sal vind. Daarom kan ons antwoord, ja Here, ek glo en vertrou U as my herder. En Here stap saam met jou die res van jou lewe tot en aan ewigheid. Amen. Ons vra vir Rachel vir 'n woordjie en bedankings. Ek wil begin met 'n boodskap lees wat Marlyn gestuur het. Ekskuus julle. Sorry. Liefste mamma. Daar is 'n groot leemte in ons lewens. Ons hart is seer. Ons het ons mamma en ouma verloor. My hart is stikkend. Dit voel vir my of 'n mat onder my voete uitgeruk is. My fondasie is weg. My woorde is leeg. Hoe skryf ek my dankbaarheid neer op papier? Maar ek is rustig en weet, mamma is veilig by ons hemelse Vader. Ek onthou al die lekker gesels, die ore wat geduldig luister en verstaan, die lekker lag, soms met 'n traan. Die drukkies en ek is lief vir jou, my kind. Ek wens vir nog net 'n bietjie tyd, nog net 'n bietjie saam wees. Ek onthou al die eindelose skooltake wat my mamma gehelp het. En al die projekte wat deur mamma voltooi is. Dankie vir al mamma se harde werk. Al die lang ure en nagskofte. Deur al die jare het mamma vir ons gesorg. Die baie oggende se saamry skool toe in die bakkie. Later jare was mamma altyd gereed om te help met die kleinkinders, hulle op te pas, besig te hou en te versorg. Saam met mamma het hulle heerlik gebak en brou. Hulle onthou nou nog die beskuit krummeltjies wat hulle vir die voeltjies kon strooi. Hoe geseënd is ons. Daar was nooit 'n tyd sonder mamma nie. Nooit 'n tyd wat ons sonder mamma se liefde en omgee moes leef nie. Ek kon net vra en mamma kon help. Ek gaan mamma verskriklik mis. Maar ek weet jy is gelukkig by ons hemelse Vader en my pappa. Mamma se plek hier op aarde is nou leeg. Maar ons koester die mooiste herinneringe. Dankie mamma. Rus sag. Ons is baie lief vir mamma. Tot ons mekaar weer sien. Ek gaan my nou maar weer in Engels doen. I just feel more focused when I speak in English. I just want to share from my heart this morning, reflecting on some of my thoughts that I've been pondering over the last couple of months. First, I walked with my dad through his cancer journey until his passing. Then I came alongside my mom as she grappled with grief, loneliness, and emotional pain that became almost unbearable in an ever-weakening physical body. Points that I pondered on: life and longing for eternity. Human beings have a deep internal longing to exist forever. The loss of a loved one leaves us with a heavy, empty feeling.
We experience emotions of grief. And this grief rewires how we navigate the world and reshapes who we are, leaving a permanent mark. The struggle for meaning. We struggle to make sense of life. Why do we exist? We work tirelessly to provide for our families, navigate difficult relationships, and push through health issues just to survive. Then we discover that there are also ill-intended people in this world who want to destroy everything we work for. Our lack of control. We do not have much control over our lives. We cannot choose our day of birth or the family we are born into. We cannot choose our parents or the biological blueprint that makes up existence. We have no control over ailments and diseases that affect our bodies. While we can be proactive about our health and make good lifestyle choices, this does not guarantee that we will never get sick. A broken world. We live in a deeply fractured and broken world. A fleeting existence. In the grand scheme of things, our existence is merely a fleeting whisper against the vast time scale of Earth's history. Desire for impact. Yet, while our time on Earth is short-lived, every one of us wants to make a tangible difference. We all want to have a meaningful life. The need for connection. We possess a universal and defining need for love and acceptance. Human nature is fundamentally anchored by the twin necessities: being understood and connected to others, and being claimed or loved by them. The inevitable end. Ultimately, we must all face the bitter, mocking reality of death. My conclusion: life is a mystery, and we live in a perplexing world. Even if we have vast intellectual knowledge or sophisticated modern technology, we are unable to penetrate the meaning of life. We can feel quite overwhelmed by the meaninglessness of life. And now my mom's journey. This is the world my mom lived in, seemingly meaningless. She spent a lifetime trying to make sense of this complex existence. Since returning from Dubai, I've spent a lot of time talking with my parents about these dreams. I now realize how much my mom was shaped and formed by the circumstances of her life. She was born at the beginning of World War II, 1940, one of 9 siblings, and had to leave home for boarding school at the young age of 7. She was a bright student who excelled in her schoolwork, a trait we can still see in her grandchildren even today. She possessed a strong work ethic and dedicated her life to creating a home for her family, raising her 3 children, and walking alongside my father as his partner and helper to provide for the family. She loved reading and belonged to Leserskring, Leisure Books, book club. Every quarter we eagerly awaited our book deliveries at the post office. I think this installed a lifelong love for reading, discovery, and exploring in me. Perhaps that is why I love traveling so much. During her time at boarding school, she was regularly exposed to rigid church traditions and religious activities. She often confided in me about the guilt she felt during evening services when she struggled to stay awake. Because the students were required to attend all the morning, evening and holy day services merely to fill up the pews, it felt forced.
Consequently, during her formative years, she developed an understanding of God as a punitive and a punishing God, rather than a loving Father. And then we had conversations of grace and faith. In our many conversations, that I was able to share a different truth with her. Life is a precious gift from the hand of our Creator God. He lovingly created my mom, predetermining the exact place, date, number of days that she would exist on earth. Many of our conversations were on the God of the Bible and His true attributes. He is a holy God who created everything in perfect harmony until sin entered this world through Adam and Eve. Sin fundamentally fractured relationships. Human beings chose to live in complete hostility towards God. Sin shifted the foundation of human interaction from selfless love to self-preservation, which in turn led to mistrust, isolation, conflict, shame, and insecurities. My mom struggled deeply with these feelings. I shared with her how God, who created us, is the only one who can bring true healing and restoration, not merely by knowing about Him, but by being in a relationship with Him. His invitation still stands open today. In Matthew 11, He says, "Come to me, all you who are weary and heavy burdened, and I will give you rest." We talked about the perfect sacrificial love of Jesus Christ for sinners and how He took on human flesh to pave a way for us to be reconciled to God. I explained to her why the church is also called the bride of Christ, and how Jesus promised that He would return one day to fetch His bride. I don't know if you saw that picture of my mom in a bridal gown. I was reading the passage about the return of Jesus one day from the book of Revelation to her. And when I looked up, I saw this radiant smile on her face, and she just looked at me and she said, "This is so boy." She held on to a pure, simple faith. She would often say to me, "All these things are such a mystery and so difficult to understand, but I believe like a child because the Bible says so." She believed in God like a child. She trusted God with absolute innocence and a hopeful heart. Mama, you were a significant and meaningful part of our family story. Life with you and Dad shaped and formed us into the people we are today. I am privileged to carry these lessons and values of our journey together with me for the rest of my days. En so kan ek, as ek na ons familiegeskiedenis kyk, en herinneringe, sien ek 'n goue draad van God se genade, wat ons gedra het, en wat voorsien het, en wat ons gevorm het, en sy getrou het. Ek wil net baie dankie sê aan elkeen wat hierdie afgelope ruk ons familie bygestaan het. Op soveel maniere het julle 'n verskil gemaak. En dis wanneer ek besef dat daai ding, ons kan nie geïsoleer bestaan nie. Ons het mekaar nodig en ek is dankbaar vir familie. Ek is dankbaar vir elkeen van julle wat vandag gekom het en so 'n deel van my lewe ook is. Dankie vir personeel op my groenvloer wat my ouers so bygestaan het. Vir mense in die polisiediens, net 'n boodskap hier wat gesê het, hoe gaan dit met julle? Hoe doen julle emosioneel? Dit was my 'n riem onder die hart
vir ons hele familie. En ek kon op kleinkinders se knoppies druk en vra, kan jy ons help met dit, kan jy ons help met dat, en hulle het ingespan. So as ek iemand uitgelos het, vergewe my, maar weet net, ons is diep dankbaar vir elke mens wat betrokke was in my ma en pa se lewe. En ook aan ons lewens. Baie dankie. Baie dankie, Rincha. Ek sal een ding nooit vergeet. Hoe Alwyn en Tannie Lena altyd haantjies was gewees. En mag ons almal se verhouding so wees, net om daai liefde te deel. Dis almal wat spesiaal is met ons. Die liefde wat van God kom. En hy het liefde geskep. Miskien moet ons dit daai Sal ons stuur. aanstuur. Ja, stuur dit net aan. Dan is die verrigting weer klaar. Dan net om 'n boekmerkie te kry met daai mooi teks. En julle is welkom om saam met die familie na die jeuglokaal te loop en ons vra dat die naby familie eerste sal gaan. Ek speel net weer so 'n stukkie van die Die wat wag op die reden van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? En donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ja, ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. Is my God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit beskaam. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou.